Goeiemôre broers en susters. Ek sien ons is dun gesaai vanmôre. Baie mense het my gebel, hulle kom in die kerk, hulle is siek. Ons moet vir hulle bid vanmôre dat die Here hulle aanraak. Daar is so baie, Rikkie lê in die bed, sy is siek. So kom ons bid. Ons weet dit is die tyd. Dis die tyd waar die eindtyd kom waar mense ook gaan siek word. En ons is ook in die tyd waar ons nou as kinders van die Here ook fisies siek is. Amen. So ons moet bid vir mekaar se laste dra, mekaar help. En alles wat hulle doen, bestaan nie, dit is so maklik om te praat oor dit, maar om dit te doen is iets anders. Amen. So kom ons het ons hoofde buig, wil ons kom uit die vanmôre, soos min, maar U is hier so. Die woord sê, waar 2 of 3 is, in my naam vergade is ek in die middel. U is hier so saam met ons, Here. En ons wil U al die ere, en alle lof en prys en aanbidding gee vir wat vanmôre gaan gebeur. Ons sê dankie daarvoor. Bid vir die salwing op die mense wat gee. Here, elke een in die gemeente wat gee uit hulle hardheid, Here, raak hulle aan, seën hulle, Here. Hou U hand van genade op hulle lewens. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons opstaan, dan gaan ons die Here loop en prys. Holy Spirit, touch my soul, touch my spirit, and make me whole. You are the light, truth the way, I trust and follow you, night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the Holy Trinity. I live for you, Lord, you live in me. Holy Spirit, touch my heart, it comforts me day and night. Holy Spirit, show me the way, when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the Holy Trinity. I live for you, Lord, you live in me, Lord. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the Holy Trinity. I live for you, Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy
slechts evil. Evil met mij. Evil te waken, met mij niet klein. Voor mij maakt mij exclusief. Op Israëls dag en heerlijkheid zo. Du slechts evil. Evil met mij, evil te waken, met mij niet klein. Voor mij maakt mij exclusief. Slechts vlag en heerlijkheid zo. O koning Jezus, Amen, Emmanuel. Open Heer, vrede vorst, leukere ster. Come to this place, gathered in His name to worship Him. Oh, mensen. We have come into this place, gathered in His name to worship Him. We have come into this place and gathered in His name and worship Christ. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Worshiping Christ the Lord. Let us lift up. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him.
Here. Ons aanbid U vanmôre, Here. Ons gee alle ere. Ons gee alle lofprys en aanbidding vanmôre, Here. Here, penetreer ons lewens. Ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Here, kom woon in ons vanmôre. U wil, U sal geskied. Ek speur, dat U was vreesel. Die gevoel, die gevoel. Ek het vrygespreek, gees van binne my, omdat die lewe na U doel. Ek is vergewe. Ek is vergewe, dat U was vreesel. Die gevoel, die gevoel. Ek het vrygespreek, gees van binne my, omdat die lewe na U doel. Genade God, hoe kan ek wees, dat U my in my sal sterk. Genade God, ek weet van, dat U my in my sal kom aan. U kom my I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Over every speech with your presence, I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to fade. Till there is hope and there is freedom, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life.
vanmôre, Here. We pray for healing upon this assembly this morning. Elkeen wat by die huis is wat siek is, elkeen wat hier is wat siek is, Here. Bid ons geeste op hulle nou, Here, in die naam van Jesus. Come inhabit the praises of your people, Lord. Inhabit your praises, Lord. You're worthy of the praise and the worship we give you. Hallelujah, hallelujah. We pray this in Jesus' mighty name. Amen, amen. Jy mag hier sit plek en neem dankie. Het is altyd goed om in die huis van die Here te wees. Amen. Amen. Ons leef in 'n tyd wat ons weet wat aangaan in die wêreld. Is nie dat jy nie weet nie, as jy die TV aansit, dan sien jy al hierdie dinge wat voorkom, jy skielik is daar baie dinge wat gebeur, jy skielik gebeur hierdie dinge rondom ons, in die gemeente, in ons huisgesin, beskoon, waar ons ook al is, gebeur hierdie dinge jy skielik nou. Baie van die dinge is op 'n profetiese woord wat uitgespreek is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Baie. So, ons moet begin onsself in 'n nuwe dimensie sit met ons gedagtegang, op hoe ons praat, op wat ons sê, wat ons doen, moet ons begin onsself begin oppas as kinders van God, dat ons sê ons is 'n kind van God, dan moet ons handel soos 'n kind van God. Ons wil net vir jy sê vanmôre, ek wil net vir jy sê vanmôre, ons is tyd nou nodig om ons geestelike oë oop te maak. Amen. Dis nou die tyd, omdat met die gees kom onderskeiding in verskillende dinge wat gebeur, en alles wat gebeur, sal die gees jou lei na die woord van God. Niks anders nie. Dis nie wat jy voel nie. As jy voel iets, dan sal fout. Faith is an action, not a feeling. Faith is an action. Ten spyte van die dinge en die woes op jou, ten spyte van die dinge kan jou oor nog steeds fokus op Jesus Christus. As jy sien hierdie goede is besig om te gebeur om jou, hou net vas aan die naam van Jesus. Hou vas in die bloed van Jesus. Maak seker dat jou lewe in lyn is met sy beloftes. Ek is so met die krag van die Heilige Gees nou onoor alles staan op tot my arme hare wat ek nie het nie. Maar ek wil jou sê, kind van God, ons is in hierdie tyd en ons moet ons oë begin oopmaak, geestelike oë oop te maak, sodat ons kan hierdie dinge sien in ons lewens en nie net dit nie, kan ons dit teen dit stry en teen dit beklei, wat die woord sê dan. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed. Jy weet in die begin, was almal so geestelik. Toe word alles mekanies, en toe word alles wêrelds. En nou op die oomblik, is al baie min mense wat eintlik geestelike oë oop het, om te sien, wat gebeur, verskoon my, wat gebeur om hulle en in hulle lewens. Ons laat dinge toe wat ons nie moet toelaat. Wellig. Ons kom by die plek waar ons nie hierdie dinge kan verstaan nie, maar ons het die vermoë om God te vra, Here, maak my oë oop vanmôre. Maak die gees vir my oop vanmôre. Maak my gedagtegang oop vanmôre. En hierso sê hy, verskoon my. Hy sê die woorde, en hy sê dit met die oog, dat God kan ook jou oog blind. Hy sê die woorde. Want hy sê hierso in 2 Korintiërs 3 vers 14 tot 17, maar hulle sinne is verhard. Van tot vandag toe, bly by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgeleg word.
Die bedekking wat in Christus vernietig word. Jy sien, dit is wat ek wil sê. Die Jode glo nog steeds in die Pentateuch. Spiganta, they call it also in Latin, but hy glo in die eerste 5 boeke, eintlik die eerste 5 boeke van die Bybel is hulle boeke eintlik. Op daaruit het Moses altyd die dinge gedoen en die skepping het plaasgevind en al die dinge, maar weet jy wat, omdat hulle nie Jesus aangeneem het as hulle persoonlik gesaligmaker, kan hulle nie sien. Hulle kan nie sien. Omdat die bedekking is nog nie opgelig, omdat hulle nog nie Jesus aanvaar as hulle koning en hulle Messias. So ons sit vandag in 'n tydperk waar ons, ook ons kinders van die Here, kan bedek word met blindheid omdat ons eie dinge wil doen. En dit is ongelukkig die waarheid. Baie mense gaan 'n vent vat oor dit, maar dit is die waarheid. Jy doen jou eie dinge, maak soos jy wil te doen, en jy vergeet dat God wil 'n ander ding doen, en jy doen wat jy wil doen. En as dit so gebeur, dan kan jy nie verstaan hoekom werk het. Omdat God moet in alles wees wat jy doen as 'n kind van die Here. Met die woord wat jy spreek ook. As jy woord spreek, maak seker dis van die Here. En as jy mense begin counsel, en mense begin bedien, maak seker dat voor jy hierso gekom het vanmôre, wat jy gevul is met die Heilige Gees, dat hy deur jou werk, dat jy krag het om met mense te gaan praat en vir hulle te kan bid, dat hulle kan gesond word. Amen. So ons, as kinders van die Here, baie seker maak oor hierdie tydperk waar ons heen gaan. So dan het jy mos die geestelike oë oop. Wat gebeur as jy kritieke oë het? Matteus 6:23, maar as die oog bekeerd is, dan sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, ander woorde, as die donker in jou lig, is jou weg, jy loop aan pad. Hoe groot is die donkerheid nie? Jesus vra die vraag. As jy hierdie kritieke oë in jou het, wat jy sien, mense in die verkeerde dinge, en jy sien dit, en jy sien daai, en dan sê hy maar, dan hoe donker is dit binnekant jou? As jy daai tipe kritiek het, waar jy dinge sê, en jy dink jy is beter, en jy dink jy is so, maar jy sien dinge, wat jy eintlik nie moet sien nie, dit het net eintlik niks met jou te doen nie, maar dan, gewoonlik die mense wat dit doen, het altyd 'n opinie. En dan word hulle vasgevang in hierdie donkerheid, hoe donker dan is jou lewe? Hoe donker is dit nie binnekant jou? Is it that you're so filled with darkness, you don't even see the light anymore? When Jesus talks to you, you don't even hear His voice. When Jesus wants to show you something through the Holy Spirit, you don't even allow that to happen to you. Because you're so caught up in the Bible. The Bible is a good thing, but it can also just become a tradition for you. It must become life for you. Hy moet lewend weet in jou. Hierdie woord moet eintlik vir jou excited om lees man. Amen. Hy moet jou optel man. En as jy in 'n swak plek is, en jy lees die woord van God, kan jy mos hoor, dat iets besig om te gebeur in jou gedagtegang en dinge so dit. Soos God die atmosfeer verander vir jou, omdat jy nou die oë het wat jy moet hê. Maar as jy nie die oë het, die goeie geestelike oog wat oop is, het nie, dan sien jy alles verkeerd. En jy het opinies. En jy het 'n reg miskien. As God in beheer van jou lewe is, het jy geen reg. Jy is 'n diensknegt soos hy was. Jy is die een wat mense lei na die huis van die Here. Jy is die een wat, al weet jy meer dan die ander persoon, liefste jou mond stil hou en die ander persoon optel. Jy is die een wat God gebruik om verskeie mense te bedien en op te tel en te verdien. Maar as jy daai oë het, sal jy dit hê. Dan sal jy weet wat die Heilige Gees wil hê. En jou ore is oop, jou oë is oop, dan kan jy sien, God gee jou 'n plan en jy werk volgens sy plan, nie jou plan. En dit is die ding van as geestelike oë. The spiritual eyes are open, you get scared because you see things in your own life. Jy sien in jou eie lewe, ek moes nie so gewees het nie, ek moes nie dit gedoen het nie, ek moes nie hierdie dinge so gemaak het nie, ek moes dit nie gedoen het vanmôre. Omdat dit is omdat jy nie luister en kyk
met die oë wat God vir jou gee. Hy gee vir jou geestelike oë. Hy maak jou gees oop, want jy kan alles verstaan. Jy weet die ding is dit. Hy sê, met die verkeerde oë kan jy ook die Heilige Gees bedroef. Of wat jy doen mos nie nou wat die Heilige Gees sê. Dan bedroef jy die Heilige Gees. As die Heilige Gees met jou praat, en jy sien dit, hy wys vir jou, jy weet ek was in 'n kerk, Eastland Follies kerk. Ek was 'n jong man, ek het daar gebid, my kinders was nog baie jonk. Ek het gebid in die bidkamer. En terwyl ek bid, toe gaan my geestelike oë oop. Toe sien ek Jesus op 'n perd staan, sit. En hy moes die perd keer. Toe sê God vir my, maar nou kan jy maar sien hoe naby is die koms. Nou kan jy maar sien hierso, hoe naby is die koms van die Here. Hoe naby is dit dat hy gaan kom. Hy gaan kom, en die perde, die weermag, of die leermag, whatever mag daar is in die hemel, gaan saam met hom terugkom. Hulle is gereed, hulle is besig om ons swaard skerp te maak, is besig om hulle dinge reg te kry, sodat wanneer hy kom hy is die koning van die konings, om die mense vir 1000 jaar te regeer op die aarde. Dit is dit. Hy sê dit vir jou, hy gee hierso, in Efesiërs 4:30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle beseël is tot die dag van verlossing. Jy is nie verlos nog nie, broers en susters. Party ons het tot bekering gekom. Die Here het ons gehelp, maar ons is gebind deur die liggaam wat ons het. Ons is gebind deur die situasie wat ons het. Maar ons is ook, bovenop al die dinge, so te seël op ons. Die dag jy die Heilige Gees kom, die seël, en hy seël jou. Hy maak 'n print op jou, dat jy behoort aan God die Vader en God die Seun, en God die Heilige Gees. Maar jy weet die skrif, maar jy leef het. Dis wat my hart sê, ons weet die skrif. Ons weet ons moet dit doen. Hoe gaan dit wees die dag wanneer die Here reg terugkom? En ons is die seël verwyder. Ons het daai seël gebreek deur die wêreldse dinge wat ons doen. Ons het daai seël gebreek, en dan dis hoekom jy met oë hê, wat hierdie dinge kan sien, sodat jy nie die seël breek nie. Hoe donker jou lewe word, hoe minder word die Heilige Gees in jou. Hoe donker jou oë word, hoe minder sien jy die krag van God. Hoe donker jy is, kan jy nie eens hoor as hy met jou praat. Ek het 'n vriend gehad, Louis. Hulle was dubbel toe. Toe rol sy bakkie en een van sy kinders en iemand anders se kind is dood. Toe kom hy tot bekering. Maar die Here die hele tyd gepraat met hom al die jare, dat hy met sy lewe reg kry. Ek sê nie die Here dit gebruik nie, maar dit het hom gewaarsku dat God is nie 'n mens wat jy kan speel nie. God is God. Amen. Dis hoekom jy met die oë hê, dat jy kan God sien. Jesegiel 6, waar die profeet hom sien, ons sit op die troon. Ek sê vir jou, kind van God, hy is nie 'n mens nie. As jy met die oë het, om te sien wie hy eintlik is, dan sal jou mind change en alles wat jy doen vir hom. Jy moet vra dat die Here jou oë moet oopmaak. Omdat aan die einde van die tyd, is dit die ewige lewe of die ewige dood wat vir jou wag. So jy moet sorg, dat ons moet sorg, dat ons hierso by hierdie plek bly. Jy moet die potentiaal sien in mense. Al het hulle foute. Ou wat nie fout het, kan maar opstaan nou. Ek staan nie, maar ek het foute ook. Ek wil jou sê, almal het foute. Maar as jy die oë, die geestelike oë het, dan sal jy nie die ander ou se fout sien. Jy sal jou eie fout sien en begin werk op jou fout. As jy die ander mense se foute begin sien, dan is dit 'n probleem, want dan het die donkerheid jou gees ook gevat. En hierdie donkerheid bring bitterheid. En jy die bitterheid bekom, waar jy net verklarings maak, weet dit is dit, en ek is so, en die so, en dat. En dit is die probleem, is omdat jou oë nie oop is. Maar as Jesus se
oë in jou oë was, die Heilige Gees in jou is, en jy sê, maak my oë oop, Here. Vanmôre maak my oë oop, want ek kan sien. Ek wil sien. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see, that I can do, that I can be the one you want me to be. Ons moet verstaan dat hierdie ding so belangrik is vir ons. Ons like nie om hierdie goed te praat nie, ek like om te praat. Dit verander my ook. Die ouens praat nie oor die bloed meer nie. Gaan kyk. Hulle sing nie so baie liedjies met Jesus in nie. Hulle doen dit nie. Hulle het weggekom van dit, omdat weet jy wat? Wanneer die Heilige Gees in jou is, vanmôre, dan sien jy die waarheid. Jy sien hoe naak is jy. Jy weet hoe naak is ons. We are naked. There's nothing that God cannot see within you. Nothing that God cannot see without you. You can see outside, you can see inside. You can see when you go, wherever you go to your private places. He sees you. He sees you there just as you are. He sees your mind, He sees your heart, He sees you as you are. So U, met 'n gebed vanmôre maak. Ons gaan nou die nagmaal drink. U moet weet, U moet die mond oop maak vanmôre. Here, maak my oë oop. Heilige Gees, kom woon werklik waar in my. Jy weet, ek het 'n fifie teen mense wat altyd praat van die Heilige Gees, maar as jy na hulle lewe kyk, en hulle attitude, hulle mindset, dan wonder jy, wat 'n gees is dit nou wat hulle het? Maar God werk nie so nie. God het altyd sy woord geondersteun. Alles wat hy gesê het waar geword. Alles wat Jesus gesê het tot volëinde geword. En die Heilige Gees herinner ons op hierdie dinge wat hy gesê het, sodat ons kan sy wil hê in ons lewens. Is dit so dat mense, hulle word so verhard, hulle val weg. Hulle was verseël, hulle val weg. Hoekom? Omdat hulle nie die Heilige Gees gevra om hulle oë oop te maak. En as hy hulle oë oopgemaak het, hulle sien wat God wil hê hulle moet doen, dan skrik hulle self bos dood. En dan wil hulle dit nie doen. Ek gaan dit nie doen. Sorry, is nie vir my. Ek sal nie daai pad staan. Ek is jammer. En dit is die probleem. Dat ons as kinders van God vanmôre, dat die Heilige Gees vra, maak my oë oop vanmôre, Here. Maak my oë oop. Here, dat ek kan sien. As daar mense is wat stikken is, dat ek sien dat ek vir hulle kan bid. As daar mense is wat depressed is, dat ek kan sien dat ek vir hulle kan bid in Jesus naam. Dat ek, Here, as U vir my sê ek moet na hulle toe gaan, dan gaan ek na hulle toe. Ek gaan nie net opstap en dan deur 'n stuk in skop en sê ek wil met jou praat. Doen wat die Here sê, maar die Here weet wat is die beste vir jou lewe en haar lewe, of sy lewe ook. So ons moet by daai punt kom vanmôre, waar ons hierdie geestelike oë moet begin aktiveer, so ek sê. Dat ons by ons gebedkamer kom en sê, Here, laat hierdie oë oop en my ore oop en my mond oop. Dat ek die waarheid kan spreek, die waarheid kan sien en die definisies gaan maak wat ek moet maak tot die uitbreiding van die koninkryk van die Here Jesus. Mense, die tyd het gekom waar ons moet begin heilig maak naaste. Regtig. Nie wat ek dink is heilig maak. Heilig maak, wys my Here, wat is heilig maak. Maak my oë oop en ek kan sien wat is heilig maak. Laat ek dit doen. En as jy geval het, dan staan jy op en sê, Here, wys my weer, dat ek weer kan sien. Jy sien, die ding is dit. Ons leef in 'n tyd van deurmekaarigheid. Die hele wêreld is so. Dis nie net Suid-Afrika. Suid-Afrika het hulle probleme. Maar laat ek jou sê, daar's ander plekke wat totaal die Christelike geloof begin verwerp. Mense doodgemaak word vir die naam en die saak van die Here Jesus. Mense wat opgetel is. Mense wat vernuwe is. Het iewers skielik teruggeval, het besluit is te hard, ek wil dit nie meer doen. Dis nie hard as jy die Heilige Gees in jou het. It's not difficult because you rely on Jesus Christ.
You're relying on God. You rely when He opens your eyes, you see what He wants you to see, and you say, okay, I'm going to do it that way. That's the way I'm going. Maar as ons kyk in ons dinge vandag, in ons wêreld vandag, kyk ons na mense, kyk ons na kerke, en dan val jy die vraag, kan dit nou Jesus wees wat dit is? Dan moet jy weet, die Heilige Gees jou iets gewys wat jy moet weet. Kan dit Jesus wees wat so aangaan, daai ding so aan? Daar is altyd orde in die huis van die Here. Een ding kan ek vir jou sê, daar moet orde wees in die huis van die Here. Want God is 'n God van orde. Hy is nie 'n God van didn't worry, didn't care. Hy is nie autokraties, hy worry nie. Dit is nie, hy worry. Hy het die prys betaal vir jou en my. Jesus het die prys betaal vir jou en my. So ek en jy, vanmôre, moet ons oop bid. Sê, Here, raak my aan. Jy weet, Jesus kan jou oop maak. Jesus kan vanmôre die bedekking wat jy het in jou gees, in jou siel, stik en skeer, soos hy gedoen het in die tempel, toe hy doodgaan. Toe skeer daai kordyn stik, en ek het al gepraat oor die kordyn nou. Die kordyn was omtrent 'n voet dik. Kom ek jou sê, geen mens sal dit kan skeer nie. Geen honderde mense sal dit kan skeer nie. Duisende sal nie daai dik kordyn kan dik, maar hy het dit geskeer. Die dag hy dood is, toe maak hy ook vir jou en vir my, dat ons in die heiligdom van die heiligdom kan intra. Ons kan daar uitgaan, en ons kan in die naam van Jesus in sy teenwoordigheid kom. En dit is belangrik om te weet. Hy het vir ons gemaak, die weg vir ons gemaak, maar tog leef ons in 'n tyd waar mense net kritiseer die hele tyd. En mense slegs sê, hulle wil power hê, hulle wil die autoriteit hê in die kerk, hulle, my ouens. Hierdie ouens is ouens wat eintlik in die kerk gestuur by die duiwel, nie by God. Maar God werk in harmony with one another. There is truth in power. There is truth in the power of God. Wanneer elke persoon in die kerk begin van mekaar bid, so jy sien, die gemeente sal pop. Wanneer elke persoon in die kerk die geestelike aansit, en dan Here sê, gaan haal daai ou, gaan sê daai ou wat is welkom by die kerk, gaan doen dit. Jy sien wat gebeur. Ons is eintlik onderbevoorreg. Omdat ons het nie 'n kerk wat maandag tot sondag werk nie. Omrede dit is dit. Elke keer ons die plek gebruik, moet ons geld betaal. En dit is nie maklike peanuts nie, dit is baie geld wat ons betaal om hierdie dinge te doen. Maar op die einde van die tyd, dit gaan nie net oor die gebou nie, dit gaan oor jou. Is jou oop vanmôre? Is jou oop? Het jy die geestelike oopgemaak, sê, Here, maak my oop, dat ek kan sien, Ek praat altyd van Openbaring, jy weet, 3, waar hulle praat van die laaste kerk, die Laodicea kerk. As jy kom koop in my saal, wat jy kan sien. Omdat dis die tyd wat ons in is. Ons is gebind in hierdie tyd, ons is daar, maar ons is meer as oorwinnaars in ons probleme, as enige ander persoon op die aarde. Omdat ons is in Jesus Christus. As jy in Christus Jesus is, het jy 'n voorreg om by hom uit te kom, deur sy naam, in die teenwoordigheid, waar hy sit op sy troon, waar die engele skree, heilig, 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 is die Here God almagtig. Hulle skree dit, en hierdie engele is, in Esegiel 6 gaan lees jy dit, hy sê, dat hulle skree so, dat die fondasies begin bewe. Dit is wie ons koning is, Jesus. En hy is die een, wat vanmôre vir jou, kan die oë oopmaak, wanneer jy hom vra. Nou sê hierso, 2 Korintiërs 3 vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Wanneer jy by daai punt kom, waar die Here aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan vat hy daai sluier, of curtain, of whatever it is,
weg van jou af, sodat jy kan sien. So dit is wat jy moet nie meer vas in hierdie dinge sien. En dis die probleem wat ons doen. Ons kyk na die gordyn en ons kyk na die gordyn, ons kyk nie verby die gordyn, ons kyk net al die probleme. Baie probleme, baie mense sit sonder finansies, baie mense is siek, baie mense is nie hierso vanmôre en hulle is siek. Hulle is siek. En ek wil jou sê, Rikkie is ook siek, ek het so jammer vir haar gevoel vanmôre. Ek kon skaars praat. So ek het al gesê, sy moet by die huis bly. Maar ek wil jou sê vanmôre, kind van God, vanmôre se diens gaan oor dit, dat jy is vir die Here vra, om jou geestelike oë op te maak. Jy weet, die snaakse ding is dit nou. Die Heilige Gees sal jy altyd wys na die woord. Hy sal altyd beaam deur die woord. Hy sal altyd die woord voorhou. Hy sal altyd die dinge doen wat Jesus vereer en die Vader vereer. Hy sal altyd die ding, hy kom in en hy maak seker dat hulle twee vereer word. Dis nou die tyd van die Heilige Gees, jy het gebeur. The time of grace is here. This is the time of grace. This is the time of forgiveness. This is the time of mercy. This is the time when Jesus Christ can change your life in every way you want to be changed. This is the time. And you can't be so self-proud and think you know everything. Let me tell you what I thought I knew everything. I stopped that junk in my life because I want just Jesus in my life. I don't want nothing else. I want Jesus in my life. En iemand ook, weet, my geestelike oë is ook baie keer, meeste van die tyd. Maar, nou en dan kyk ek ook in die gordyn vas. Ja, kyk ek ook in die gordyn vas. So dit is baie belangrik dat u vanmôre hierdie boodskap moet vat. En, u moet weet, hoe belangrik is die ordinanse van God. He comes, He gives us the word, hy sê vir ons, dis hoe moet dit gedoen word eintlik. En ons sê nie mag daar, dit pas hierso. Maar hy sê ook, dat as jy hierso gaan deelneem vanmôre, in die huis van die Here gaan inkom, jou offergawe wat jy gegee, wat nie 10% is, dit is 100%. So 10% is uit die deur, dit is vir die Ou Testament. Ons is die Nuwe Testament. Alles wat hy vir my doen, hy is 100% myne. Ek gee 100% vir my lewe. Ek gee 100% vir my geld. 100% vir alles wat ek het, gee ek vir hom is. Gee, vat julle, vat. Dis 'n verskil. Maar wanneer jy hierso inloop, hierso in vanmôre, en jy gaan die nagmaal drink, en jy gaan die beker vat, en jy val jou by sê die woord, ek gaan dit vir jou lees. Hy sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat die gawe daar, voor hom, voor die altaar, bly en gaan voorsien, eers met jou broeder, en kom en dan, bring jou gawe. Ek wil net sê, as dit jou byval, nie hulle byval nie, as dit jou byval, jy het 'n issue, jy het 'n probleem, en jy wil na die huis van die Here toe kom, en jy wil jou gawe gee, sê hy hierso, dat jy met liewe sê jou gawe neersit, gaan maak reg met jou broeder, maak seker jy maak reg met jou broeder, dan kom jy terug, dan is jou gawe eintlik aanvaarbaar by my. Jy sien maar God sien jou wat, hy sien alles. Hy sien daai stukkie bietjie peanuts wat jy vir hom gee, hy sien alles, hy sien jou hart is swart, jou kritiek is bad, en al die dinge vind plaas binnekant jou, en jy sien dit, hy sien exactly, en nou wil jy jou gawe na die Here toe bring. Hoe kan jy 'n gawe na die Here toe bring as jy nie bly is nie? Hoe kan jy nie 'n gawe na die Here toe bring as jy nie bly is nie in sy genade oor jou lewe? Ons as kinders van God, ek en jy, moet altyd onthou wat hy vir ons gedoen het. Hy het gesterf vir jou. Hy het jou dier gekom. Hy het jou die Heilige Gees gegee en jou vernuwe. Hy het jou talent gegee. Hy het al die dinge vir jou gegee. En jy weet, met al die dinge het ons nog steeds issues. Omdat ons oë nie oop is. En jou oë moet oop wees om hierdie dinge te kan sien.
in jou eie lewe. Ek is bang baie keer, as ek oor hierdie tipe goed te praat, doen ek baie ondersoek in my lewe. Want ek wil nie agterbly as daar baie sin was. Ek wil nie dink dat my dinge wat ek geleer het, met ander mense afgetrek het, en hulle stukkend gemaak het, en hulle is op die aarde, en dan moet ek nog steeds rekenskap gee, vir die getuie gaan ons teen my getuig, die Heilige Gees gaan teen my getuig, en hy gaan vir my getuig of teen my getuig. Ek wil dit nie hê nie. Want my lewe, ewige lewe, is meer werd dan al die goud op die aarde. My ewige lewe wat ek het, is meer werd dan al die dinge op die aarde, die dinge, my issues, die goede wat ek het, moet los, sodat ons kan by die Here bly. Kyk uit vir my, sê die Here. Ek kom. Maranatha is 'n woord wat hulle gebruik. Ek kom weer. Jesus kom weer. Hy kom. Is jou oor reg? Is jou hart reg? Is jy reg? En ek wil hier sê, ek gaan nou afgedaan, dat u kind van God moet weet, jy is verantwoordelik vir jouself. Dis toch, verantwoordelik vir jouself, nie vir jou broer en jou suster en jou kinders nie. Jy is verantwoordelik vir jouself, as jy voor God staan. Jy gaan nie staan met 'n familie nie, jy gaan staan alleen. Dis hoekom dit so belangrik is om te vra, Here, maak oop my oë. Maak oop my oë, Here. Maak dit oop, maak dit my seën, Here, maak my oë. Jy weet wat is hierdie? Hierdie is die heilige nagmaal. Ons doen hierdie elke Sondag, sodat ons kan dink aan wat God, Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons doen dit in nadenking van hom, wat hy vir ons gedoen het. As ons kyk na die bloedvermoorde, dan kyk ons aan die vergifnis, en al die dinge, wat hy vergewe het in jou lewe, onthou dit. As ons kyk na die liggaam vermoorde, dan sien ons die liggaam van Christus Jesus. Hierdie liggaam hierso, sien ons, dat die krag en die salwing lê ook daarin, in sy liggaam. Ek wil die epidofter wat vir my gesê het in my hande was. En ek wil jou sê, kind van God, jy moet weet, dat jy is verantwoordelik vir wat die dinge wat jy doen. Jy kan nie vir ander mense blameer oor die dinge wat jy doen. As jy met 'n swart oog kyk vanmôre, kritiek oog kyk vanmôre, 'n liefdelose oog kyk vanmôre, maar ek kan sê, jy's op jou pad hel toe. En ek moet dit vir jou sê, dat jy weet, dat hierdie woorde wat ek spreek, gaan teen jou getuig in die hemel, as jy nie daar is. Omdat hierdie woorde, kom in die woord van God is. Dit sê, dat jy met jou lewe gee vir die Here. Alles. Nou as Jesus nou 10% gegee het van sy lewe, vir jou, waar sal ons gewees het? Net 10%. Net 'n toon of 2. Hy het alles gegee, daarom moet jy ook alles gee. Dis kom is noodsaaklik is, dat jy hierdie oë kan kry, dat jy kan sien wat jy moet gee. Een pastoor sê vir my eendag, 'n vriend van my, hy sê, actually, we should give and it hurts. Because we're giving to the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace. We're giving to Him because He gave everything. His body, His soul, His spirit was given as a sacrifice for you and me to be free this morning. Everything. He didn't keep it back. 10% gaan ek hierso, 12% hierso, 50% hierso. Hy het dit niks gedoen nie. Hy het alles gedoen wat van hom verwag. Weet jy kom? Sy oë was oop. Hy het gesien wat die Vader wil hê. En jy moet ook sien wat die Vader wil hê jy moet doen. Jy moet ook sien, jy moet beweeg binne daai raamwerk van wat God vir jou wys, bly binne kan dit. Wat sê die alright is. Al val die dinge langs jou. Al wat sal nie kos. Is daar nie petrol is nie, moenie worry nie. Die Here is in beheer van jou lewe. Ek het alles gegee vir hom. Dis sy. Dis nie myne. Dis sy.
Daarom moet ons, maar ons nagmaal vanmôre besef, dat 'n belydenis moet gemaak word deur elkeen van ons. As voor jy daai vat. Vergewe my Here, vir my oë. Vergewe my vir my gedagtegang. Vergewe my vir my mond. My mond is altyd los. Vergewe my. Vergewe my. Vra die Here, want hy gaan nou vir jou wys. Hy gaan nou bid. Hy gaan vir jou wys. Wat is dit in jou lewe wat jy met vergifnis kry omdat jy gaan ons nou die nagmaal drink? En wanneer jy die nagmaal drink en jy doen dit onwaardig, sê dit in Korintiërs 11. Hy sê dan bring jy eintlik 'n vloek op jou lewe. So daar is altyd 'n ding wat jy moet weet, dat jy doen nie dinge sonder repercussies. As jy hierdie ding doen en jou lewe swart binnekant gaan daar repercussie kom vir jou. As jy kritiek oog het en jy doen dit so en dan kom jy die repercussie na jou. So ons as kinders van die Here, kom ek bid vanmôre vir die oë, die geestelike oë moet oopgemaak word, dat jy kan sien man. Vergeet van die ander broer en suster, kry jou lewe reg by die Here. Wys my Here, wys my wat ek moet doen vanmôre. Wys my wat ek moet los vanmôre. Laat ek dit los. Wys my Here. As daar iemand is wat iets teen iemand anders het, voor ons hierdie nagmaal, ek gaan bid, dan staan jy op en dan gaan jy na die broer toe, of die suster toe, whoever toe, en jy sê vir hulle, ek wil hê jy moet my vergeef. Jy vergeef nie hulle nie. Vergifnis bring vir jou genesing, nie vir hulle nie. Ek het al vir ouens gewonder, hoe het die ou my so bevark en dinge so dit. En dan sê die Here vir my, gaan na ou toe en vra vir vergifnis. Vir wat? Wat moet ek dit doen? Wat moet ek doen? Hy sê nee, dit gaan nie oor dit wat jy moet doen. Jy doen dit sodat jy gaan vrykom, want hierdie ding is in jou hart, in jou siel. Dit is daar die hele tyd dat jy nou die ou kyk en sien jy net, hier kom die skreen op met die TV, dan sien jy wat hy in jou doen. Maak, Here, die mense se oë oop. Die geestelike oë. Baie aan toe vat hy die brood en die breek het. Hy sê, dit is my liggaam, wat die Heilige Gees doen dit tot nagedagtenis. Hy vat hy wyn en hy gooi dit hier so uit en hy sê, dit is die bloed van die Nuwe Testament. Here, en ons weet die Nuwe Testament bring vryheid. Ons weet die Nuwe Testament, Here, bring verlossing. Ons weet die Nuwe Testament, die bloed bring genesing ook. Ons weet dit. Ons sê dankie, Here, dat U vanmôre vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Ek bid vanmôre vir die oë in ons gemeentelede, en my oë, almal sal oopgaan, geestelik oë sal ontwikkel, Here, sodat ons in U wil, en wanneer die besyn plaas, kan ons saam gaan huis. Ek bid in Jesus dan vir al die siek mense, terwyl ons hier so is, Here, bid ek vir al die siek mense, wat by die huis sit, Here, hulle is siek. En wat verkou is, dinge so dit, Here, en mense wat alle dinge denk om te doen, bid ek dat U hulle sal vergewe, en hulle sal skoonmaak, en hulle sal genees, in Jesus naam bid ek dit. Ek bid vir elkeen hierso, Here, wat hierso sit, dat U vir hulle sal wys vanmôre, wat is dit, wat keer, wat hulle nie reg sien. En ek vra U dat U dit sal doen vanmôre, Here, en ek gee alle ere, alle lof, alle prys aan my naam. Aan U kom alle ere, op prys aan my naam. Ons het U nodig, Here. Hierdie gemeente het U nodig, Here. Ons roep U naam aan. Jesus, our Lord, our Savior, we call upon Your name. We call upon Your presence. We call upon the anointing of the Holy Spirit. We call it the Jesus that we serve, who is the King of Kings. We serve Him because we love Him, because He loved us first. We come before You, God, and we ask You in Jesus' name, Father God, to pour out Your Spirit, and open our eyes, our spiritual eyes, that we can see the things that are going on in our own lives, Lord, not other people's lives. In our own lives, that we can become holy, living a sanctified life before Your face. We pray this in Jesus' name, because we need You, God. We need Your Spirit. We need Your presence. We need Your anointing, Lord. We need You this morning. In Jesus' name, we ask You this. In Jesus' name, we pray this. In the name of Jesus, we break the chains in our lives, Lord, in Your name, in Your presence. We break these things open, Lord, in the name of Jesus, that we can become seers of the Word of God and doers of what He says we must do.
We pray this in Jesus' mighty name. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Mighty is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord this morning. He is the one we come before. We come and give Him glory, we give Him praise, we give Him worship, we give Him thanksgiving. Dit is wie ons is, Here. Ons wil U alle eer, alle lof, alle prys en aanbidding gee, Here, want U is werd om geloof en geprys te word. En alles wat ons het, behoort aan U, Here. Jy sê dan, ons behoort nie aan onsself, ons behoort aan U, ons behoort aan U. Alles wat ons het, behoort aan U, Here. Alles wat ons het, behoort aan U, Here. En ons gee dit vir U vanmôre. En vra, maak ons oë oop vanmôre, Here, dat ons kan sien met die oë wat ons moet hê, om te sien wat aangaan in ons eie lewens en aan die mense ook wat naaste aan ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Gee alle eer en lof prys aan Hom. In Jesus name. Oh, we worship You this morning. We worship You this morning. We praise You this morning. We praise You this morning. You can either keep my spirit as a beat for Here, ons het U nodig, Here, die gemeente het U nodig, Here. Ons het die krag nodig, Here. Ons het die salwing nodig, Here. Ons het U nodig, Here. Ons het U nodig. Here, aan U kom alle eer en lofprys en aanbidding. Heal the people in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Heal the people this morning in Jesus' name. Heal them. Heal them. Supply their needs this morning, Lord. You said, if we need You, we must come to You, Lord. And we're coming to You this morning as an assembly. Staan voor U aangesig, Here. Kniel, buig. In humility, we stand before reverence God this morning. We pray for the anointing of the Holy Spirit to flow through us, Lord. That the power of God inhabits this body, Lord. That we can see the truth and walk in the truth, Lord. We pray this morning. We pray this in Jesus' name, that You would do this for us, Lord. For we need You. This assembly needs You today, Lord. Open the doors of our hearts, Lord. Open our eyes, Lord. Open our ears. Open our mouth, Lord. Let us become conscious of Jesus Christ within us. We ask You this in the name of Jesus. We pray the blessing on the rest of the day for each one of us, Lord, in the name of Jesus. Dat die Gees sal beweeg. Dat die Gees van die Here sal beweeg in elke een van ons. Ons het U nodig, Here. Ek wil dit ook bely, Here. Ek het U meer nodig as ooit tevore in my lewe, Here. Omdat ek wil liefste die Here by U voete wees en die woord doen en dinge doen wat U wil doen, Here. Soos hier mense ook wat hier so sit, Here. Maar maak ons oë oop vanmôre in Jesus mighty name. Gee ons die wysheid en die kennis wat ons nodig het om te leef soos kinders van God. Om soos kinders van God te wees vanmôre. Ons bid, Here, omdat ons het niemand anders nie. Wie anders toe kan ons gaan, Here, behalwe U? U is ons koning, ons verlosser. You are the mighty God. You are the one we serve. You are the one we need. You are the one we depend upon. Who else can we go to, Lord? There is no one else but You alone. Unto You be honor. Unto You be glory, most holy God. Unto Thee be honor and glory. In reverence we come before Thee. And we say thank You, thank You, thank You. Pray for this day that the blessing of God will be upon each one in the church, in this body, that people will be healed, that people will be set free, and the finances will be released. We pray this in the name of Jesus Christ today, that You will do this great miracle in this church. And we say thank You for this. We pray this in Jesus' mighty name. Amen.